Goeiemôre. Ja, klok skuins voor Kersfees wil ek graag oor Kersfees praat of oor Hanukkah of my tema dan vir die oggend is Hanukkah en of Kersfees. Liewe luisteraars, Willem en ander. Ja, ek dink dit is nogal 'n belangrike tema om aan te spreek. Mag ons Kersfees vier? En wat is Hanukkah? Hoekom vier party mense Hanukkah? My subtema is die lig van die wêreld fees op 25 Desember. Nou ek het 'n sterretjie daarbey. Julle sal nou hoor, want ek sê Hanukkah of Kersfees, die lig van die wêreldfees op 25 Desember. So ons gaan praat oor wat is Hanukkah en ons gaan praat oor die datum van Kersfees en Hanukkah. Ja, so kom luister saam met my. Daar's 'n paar belangrike vrae waarna ons moet kyk. Wat is die datum van Hanukkah? Wat word herdenk tydens Hanukkah? Wat is die verband tussen Kersfees en ander feeste? En daarmee het ek in gedagte Hanukkah, die eerste ene, en natuurlik heidense feeste. Is daar enige verband tussen Kersfees en ander heidense feeste? En dit bring ons natuurlik by 'n laaste finale vraag. Mag ons Kersfees vier? As daar dan enige verband met enige ander fees is, mag ons Kersfees vier. Ons as Christene, ons as gelowiges. Kom ons begin dan by die begin. Wat is Hanukkah? Hanukkah, is dit 'n Bybelse fees? Is Hanukkah 'n Bybelse fees? Sommige van julle wat gereeld na my praatjies luister, sal weet dat ek oor die 7 Bybelse feeste gepraat het wat God self vir ons gegee het, soos afsprake wat hy met ons gemaak het dat ons 7 keer in sy teenwoordigheid moet kom. Maar Hanukkah was nie een van daardie feeste gewees nie. Hoekom praat ek dan oor Hanukkah? Ons weet vandag, en miskien weet julle nie, maar baie van ons weet dat Hanukkah is 'n Joodse fees. Dis 'n fees met 'n groot kandelaar wat aangesteek word en wat baie vlammetjies en liggies het. So is Hanukkah net 'n Joodse fees of is dit ook 'n Christenfees? En wie vier Hanukkah? Net Jode of ook Christene of moet ek sê Messiaanse Christene? Ja, maar dit word beslis nie in my gemeente en my kerk gevier nie. Moet hulle dit dalk vier? Dit is alles interessante vrae wat ons kan vra rondom Hanukkah. Nou die woord Hanukkah is 'n Hebreëse woord wat eintlik beteken toewyding. So, dit is 'n Joodse fees van toewyding. Nou waar kom dit vandaan? Ek wil so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. Ongeveer 170 jaar voor Christus het die Romeinse leier Antiochus Epiphanes die Jode gedwing om hulle geloof af te sweer. So hierdie Romeinse magte het Israel ingeneem en hulle wou nie dat die Jode hulle geloof beoefen nie. Hulle het self so ver gegaan om 'n vark in die tempel te offer. En hulle het gesê dis aan Zeus geoffer in die heilige tempel waar daar vir die heilige God, die ewige God geoffer word. En hulle het gesê die Jode moet dit doen anders dan word hulle doodgemaak. Maar in 'n paar jaar later in 167 voor Christus het daar een Joodse familie, die familie van die hoofpriester Mattathias, opgestaan teen hierdie Romeinse magte. En na 'n paar jaar het hulle die Romeine oorwin. Dit is die eerste groot wonderwerk wat daar eintlik herdenk word tydens Hanukkah. En wat het hulle toe nou gedoen?
omdat hulle die Jode oorwin het en omdat hulle opgestaan het vir hulle geloof en daarteen gekant was dat daar 'n vark in die tempel geoffer is, het hulle gesê ons wil weer die tempeldiens terugbring in werking stel. En een van die eerste dinge wat hulle moes doen is om die menorah, daardie sewe armerige lampstander weer aan te steek sodat daardie liggies permanent voor die Here God brand, want dit is die opdrag van die Here God gewees dat daar in die tempel permanent die ligte van die menorah, lampstander voor God in sy teenwoordigheid moet brand. Maar daar was 'n probleem. Toe hulle 'n bietjie rondsoek vir olie, toe kry hulle net een fles gewyde olie. En hulle besluit toe hulle sal nou maar die menorah aansteek, die lampstander aansteek. Nou die proses om olie te reinig en te heilig sodat dit in die tempel gebruik sou kon word, het 8 dae geduur. Maar hierdie Joodse toegewyde familie het besluit hulle gaan die menorah aansteek met daardie een dag se hoeveelheid se voorraad olie sodat hierdie lamp kan brand voor die Here. En weet julle wat het toe gebeur? Daardie olie het 8 dae lank gehou. En op die 8ste dag was daar weer nuwe gewyde olie. Interessant. En dit is die ander wonderwerk wat dan gevier word tydens Hanukkah. Julle sal ook sien, die normale lampstander het 7 arms, né, een in die middel en 3 en 3 aan die kant. Maar die lampstander van Hanukkah het 8 armpies met een in die middel. En die een in die middel word dan die servant candle genoem, die dienskers, waarmee al die ander aangesteek word. So die een steek 8 ander aan. En dit vier dan die 8 dae van Hanukkah. Nou op hierdie huidige oomblik wat ek praat, is eintlik die tyd waarop Hanukkah deur die Jode in hierdie jaar gevier word. Nou, ons sal later 'n bietjie oor die datum praat. Die laaste ding wat ek wil net sê, onthou net, as dit dan ongeveer 170 jaar voor Christus gebeur het, dan beteken dit dis nadat die Ou Testament klaar gemaak is, voordat die Nuwe Testament begin het. En daardie middeltydperk het hierdie gebeurtenis plaasgevind. En het hierdie Joodse familie dan opgestaan, die Romeinse leier Antiochus Epiphanes het weer die tempeldiens in orde gebring en die tempel dan weer heringewy. So dit het op die ou end 'n fees geword van inwyding, van toewyding, van die herinwyding van die tempel vir die Here, tot diens van die Here, tot eer van die Here. Nou, as ons dan nou so hoor dat hierdie fees dan nou gaan oor die Joodse geskiedenis en die Joodse dinge en hulle weer die olie wil gereed hê, gewyde olie wil gereed hê sodat die kandelaar voor die Here God kan brand in die tempel. Wat het Hanukkah met Christene te doen? Wat het die fees van Hanukkah met ons as Christene te doen? Ja, ek het net nou gesê, die woord Hanukkah beteken toewyding. En dis belangrik, wat ons lees van 'n toewydingsfees in die Bybel. So lees mens van die Hanukkah fees in die Bybel nie met hierdie spesifieke woorde nie, maar in die vertaalde vorm. Want hierdie woord Hanukkah is letterlik die vertaling. Ag, dis die oorspronklike woord en die vertaling daarvan is toewyding. In Johannes 10 vers 22 word daar gepraat van die fees van die toewyding. So, ek wil graag hê jy moet saam met my blaai na Johannes 10 vers 22.
Want dit is die enigste plek in die hele Bybel, Ou en Nuwe Testament. Natuurlik is na die Ou Testament, dit moet dan net in die Nuwe Testament is 'n moontlikheid word daar verwys na Chanukka of die fees van die tempelwyding. Nou in die Nuwe Testament, julle weet mos, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Die Jode het Hebreëus Aramees gepraat en dan later is dan Grieks gebruik as 'n algemene taal. So die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. En die Griekse woord vir toewyding is ek ekkainia. Ekkainia. So dit word letterlik genoem die fees van die ekkainia. En die Hebreëse vertaling van die boek Johannes, as mens dit lees, dan sien mens hier in Johannes 10 vers 22 word daar gepraat van hak ha Chanukka. Hak ha Chanukka. Hak is die woord vir fees. Ha is die lidwoord en dan staan Chanukka, die fees van die Chanukka. Dit is letterlik wat die Hebreëse vertaling van hierdie Griekse teks sê wat in Afrikaans die fees van die toewyding is. Chanukka is die fees van die tempelwyding. En daarvan lees ons dan in Johannes 10 vers 20, 22. Ja, so Chanukka is in die Bybel en dit het dan iets te doen met ons as Christene. Maar wie het hierdie fees bygewoon? Dis so interessant. Ek het dit nie geweet nie. Dis ook iets nuuts wat ek geleer het. Ek hoop dis vir jou net so interessant soos vir my. Kom lees dan saam met my Johannes 10 vers 22 tot vers 24. Johannes 10 vers 22 tot 24. In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter. En Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg in die belaargange van Salomo. Die Jode het toe na hom, hy het toe om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u vir ons nog ons in onsekerheid hou? As u die Messias is, sê dit openlik vir ons." So daar's nou 'n subtemaatjie daar. Maar wat staan daar in vers 22? In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. En Jesus het op die tempelterrein daar rond beweeg. Ja, so Jesus het Chanukka-fees bygewoon. Baie interessant, né? Dat Jesus die Chanukka-fees bygewoon het. Want dit was vir hom belangrik, dit was die hertoewyding van die tempel aan die heilige ewige God. Nou ja, as Jesus dit dan gevier het, mag ons dit seker ook vier. Ja, vir my baie interessant gewees. Ek het nie besef dat Jesus die Chanukka-fees bygewoon het en gevier het nie. So ons praat later weer daaroor verder, maar baie dankie dan vir hierdie praatjie wat ek kon lewer saam met julle dat ek kon praat oor wat Chanukka is, waar dit vandaan kom en of dit enige relevantie het vir ons as Christene. Tot 'n volgende keer. Baie dankie.